Goeiemôre Doksadei ou Kameeldrift. Wat 'n voorreg om almal te sien vanmôre. En ek weet nie of ons dit mag sê in die kerk nie, maar gaan in anyway, go bokke. Daar's sy. En die Here het oorwin, die bokke het oorwin, so vandag is 'n goeie dag om fees te vier. Halleluja. Nee, julle klink nog nie of julle span gewen het nie, maar Jesus het gewen, so dis die heel belangrikste. Ons is in 'n baie opwindende reeks, en 'n baie interessante reeks, wat ons noem Binnelanders van die Bybel. En ek onthou as kind, dan hang af op wat se TV-kanaal jy was, het ons as gesin saam die nuus gekyk. Onthou julle daai jare, waar ons die gesin bymekaar maak, en wat ons gaan doen, is ons gaan vir 'n halfuur nuus kyk. En na die nuus was natuurlik die immer gewilde, ek kan nie onthou of dit voor of na die nuus was nie, was die immer gewilde Seemnelaan. Julle knik julle koppe. Julle kom op bely vanoggend. Ja, dit was ek. Ons hou maar van bietjie seepies kyk. Ons hou van drama. En Binnelanders. Dalk moet jy gou vanoggend bely, ek kyk Binnelanders. As hoop, die Here weet, daar's hoop vir jou. Maar die storie van Seemnelaan en Binnelanders, en dalk is jy besig om 'n ander reeks te kyk, is, daar's altyd een of ander verhoudingsspanning of intrige aan die gang. Hierdie ou like nie daai ou nie, en dan is dit 'n geskinder en 'n backstabbing, en dan as jy weer sien is almal of weer getroud of heeltemal vyande. 'n Mens weet nooit wat om te verwag in 'n seepie nie. Maar dink gou vir 'n oomblik, hoekom kyk ons seepies? Dis vir die drama. Dink net gou vir 'n oomblik, ons kyk weer Seemnelaan en almal kom oor die weg. Dis 'n wonderlike storie. Matrone, altyd gelukkig. Oubaas, niemand spanning nie. Niemand sal dit kyk nie. Hoekom? Want ons hou van die spanning, ons hou van die intriges, ons hou van die drama. Wat so interessant is, daar's een so gemeente in die Nuwe Testament, wat nou wragtig vol drama was. En dit is die kerk in Korinthe. En soos wat jy seker al gehoor het hierdie jaar, preek ons eintlik die hele jaar so 'n bietjie deur die boek van 1 en 2 Korintiërs, en ons preek in sulke stukke deur hom. En hierdie spesifieke reeks gaan juis oor die feit dat hierdie gemeente vol interessanthede was. Vol skandes, vol skaamte, vol skeiding, vol klomp dinge wat net skeef geloop het. En daar was 'n vroutjie in die gemeente, Chloe, en sy besluit toe, sy gaan vir Paulus 'n brief skryf. Want dit lyk vir my nie, die leiers van die gemeente gaan iets hieraan doen nie, so sy bypass sommer haar pastoor en sy stuur vir Paulus 'n brief. En ons idee sal dit nou wees, ons stuur vir John Simons 'n brief. Dus sy luister hierdie Kameeldrift kampus, maggies, wat gaan hier aan? En sy skryf vir Paulus, sy sê, jy sal nie glo nie. Hierdie is van die goedjies wat nou in die gemeente aan die gang is, en ek wil hê, jy moet weet hiervan, en jy moet ons help, en jy moet die gemeente se leiers help om met hierdie goed 'n bietjie te werk. Nou, in 1 Korintiërs 3 antwoord Paulus haar, en hy is nou al 'n stukkie in die brief in, maar nou praat hy met die gemeente, en hy sê, wat my betref, broers, ek kon nie met julle praat soos geestelike mense nie, maar wel soos met wêreldse mense, soos met klein kindertjies. Sjoe, Paulus, jy vat ons laag. Hy sê, ek weet nie wanneer laas het jy so 'n pastoor gehoor wat na jou toe kom en sê, vanmôre kan ek nie met julle praat soos geestelikes nie. Ek gaan met julle praat soos wêreldlinge, soos klein kindertjies. Ou Paulus het maar net 'n manier gehad om 'n ding te sê, en hy sê,
ek het vir julle melk gegee om te drink, nie vaste kos nie, omdat julle nog nie daartoe in staat was nie. Selfs nou is julle nog nie daartoe in staat nie, want julle is steeds wêrelds. Daar is nou sommer, hy sê hom sommer reguit soos wat hy is, want onder julle is daar afguns en onenigheid, en is julle dan nie wêrelds nie, en gedra julle dan nie soos wêreldse mense nie. Paulus, kan jy sien, en in hierdie stuk spesifiek kan jy hoor die pastoor se sooi brand oor wat hier aangaan. Jy voel hom. As hy sê, waar is julle besig? Julle is soos klomp kinders wat rond speel. Nou na dit probeer hy nou vir hulle die Here se liefde verduidelik, maar hy begin daarom nou eers bietjie by, nee my magtig man. Maar wat so spesiaal is van Paulus se brief, 1 Korintiërs, nadat hy van al hierdie gemors gehoor het, begin hy tog hierdie brief so, en hy sê, aan die heiliges in Korinte, die wat uitverkies is. Ek dink, ou Paulus, maar het jy nie gelees wat die tannie geskryf het nie? Sien, Paulus begin hierdie brief nie op 'n plek waar hy net sommer inkom en almal wil kwaad maak en hy begin hulle regs en links klap oor die wange nie. Hy begin heel eerstens, voor hy hierdie tipe goed doen, praat hy eers van die feit dat julle heiliges is. Hy praat van wie ons nou is in Christus, ons nuwe identiteit, die feit dat ons nou ingesluit is by Christus, ons is heilig want hy is heilig, en hy sê, dis waar ons begin, en dan wat interessant is, hy vat nie die boek Korintiërs en dan vat hy so een probleem na die ander probleem en sort hulle uit nie. Nee, hy begin sommer aan die begin van die boek en dan gaan hy vir wat ons noem die wortel van die kwaad van hierdie gemeente. Nou ek dink iets interessant wat ons moet weet rondom die kerk en rondom die stad van Korinte is dat seker so om en by 146 jaar voor Christus is hierdie hele stad platgeslaan, vernietig, mens, dier, baksteen. En so 44 jaar voor Christus besluit Julius Caesar om hierdie stad weer te herbou in sy volle heerlikheid. Dit word ook een van die punte waar vanaf belangrike mense in die, hoe sal mense sê, in die government, hierdie nasie bestuur, die Romeinse ryk eintlik bestuur. En baie interessant is, daar's nou nie inwoners nie, so hy stuur natuurlik 'n paar generaals en ministers, en dan die mense wat hy soontoe stuur, is slawe wat vrygelaat is in die Romeinse ryk. So hulle het hulle deel gedoen en nou laat die meester hulle vry, of hulle was net so 'n slegte slaaf, dat hy hulle vrylaat, en Julius Caesar weet nie wat om met al hierdie mense te doen nie, en hy stuur hulle na hierdie stad van Korinte toe, prachtstad, een van die mees welvarende stede toe nou op die einde van die dag, want is iets van die hub van handeldryf in die Romeinse ryk, en daar's 2 hawens, maar hier woon 'n klomp slawe. Die buitebybelse geskiedkundige bronne sê vir ons, een van die Griekse geskiedkundige skryf, hy sê, what inhabitants, O luckless city, have you received? You lie wholly abandoned to such a crowd of squanderly slaves. Dis dan 'n verskriklike manier om die inwoners van so 'n stad te beskryf. Maar jy moet nou verstaan, hierdie klomp slawe, wat vir dalk meeste van hul lewens in slawerny was, is nou vrygelaat, en hulle leef in hierdie stad. Julius Caesar bou self die stad, daar's weelde, daar's geleenthede, en 'n klomp van hierdie slawe word geïmpakteer deur die evangelie, en hulle kom tot bekering, en hulle word deel van die gemeente in Korinte.
Kyk, ek kan net dink, wat se nonsens in daai gemeente aan die gang moes wees. Hierdie mense, Paulus sê, julle is gered, julle is heiliges, maar nou bring julle so 'n bietjie van die wêreldse goed hier in die kerk in, wat julle nog gewoond was, toe julle nie deel was van Christus se boodskap en die nuwe lewe nie. En dan, hier's 'n paar goed wat Chloe nou 'n bietjie geskinder het oor, wat Paulus dan so sagkens en mooi begin gesprek voer met hierdie klomp mense. Die eerste ding is, die eerste stukkie spanning wat daar was, is die feit dat daar een groepering mense in die gemeente besluit het, hulle volg Paulus. 'n ander deel van die gemeente het besluit, hulle volg vir Apollos, en die ander deel het besluit, hulle gaan vir Petrus volg. En hierdie groepe mense is vas oortuig dat my pastoor die beste pastoor is. Die ouens van Paulus het gesê, nee, ek weet nie wat hierdie Apollos en Petrus, julle weet mos, Paulus, ons volg vir Paulus. Hierdie groep het gesê, nee, Apollos, en net so interessantheid, Apollos was blykbaar 'n baie charismatiese prediker. En hy kon mense se aandag hou, en hy kon mense het aan sy lippe gehang, en baie mense het onder sy bediening tot bekering gekom, en ons lees later dat hy sommer 'n groot deel van die gemeente gedoop het, en nou is hierdie klomp mense so excited, dat Apollos het hulle gedoop, en party van hulle sê, ja, Sam, julle het nou by Petrus en Paulus die doop gekry, en dan sê Paulus, wag 'n bietjie, ek het net 2 mense gedoop in julle gemeente, kom ons gaan nie nou daaroor beklei nie. Dit is baie interessant, gaan lees bietjie hierdie boek. En op die ou einde van die dag is daar hierdie kampe binne in die gemeente. Nou, hulle sê, en jy kan dit in die skrif gaan aanhaal, dat, ek dink is in 2 Korintiërs, waar hierdie ouens, waar jy kan hoor, hulle het nou vir hom teruggeskryf. En hulle sê vir hom, Paulus, ons wil net vir jou sê, in jou briewe, klink jy soos hierdie magtige leier van God, hierdie man van God, maar in persoon is jy 'n klein tingerige mannetjie wat nie vir mense kan praat nie. En dis wragtig wie hy was. As jy sy briewe lees, dan dink jy, hy's 'n leeu op pad, en as jy vir Paulus sien, so verinnerweer van al die klippe wat sy lyf al getref het, hy's maar 'n tingerige mannetjie gewees. So, daar was 'n groep mense wat hom gevolg het, maar Apollos was nou die flavor of the month. Die probleem is, hierdie groepe mense het skielik hulle vriendskappe verbreek, hulle het skielik uit mekaar uitgedryf, en ons pastoor is beter, en ek gaan nie meer met daai persoon praat wat nou by daai pastoor is nie, en julle wonder, hoekom ons nie die preekrooster uitdeel nie. Dis sommer net 'n ou grappie. Nee, daai pastoor, hy praat in my hart. Daai ander ene, ja, ek is so 10 minute in, dan is ek goners. Dan is dit asof ek Paulus hoor. Een van die goed was hierdie stukkie spanning. 'n tweede stuk spanning was, die broers het mekaar sommer hof toe gesleep oor klein goedjies. As hulle verskil oor 'n ding, of daar's bietjie van 'n oneenigheid, dan gaan hulle na die Griekse wêreldse hof toe, om van hulle verhoudingsspanning uit te sorteer, om seker te maak, wie is nou reg? Paulus sê op 'n stadium vir hulle, dat julle nou, wat regverdig is, na die onregverdiges toe moet gaan, om julle striwelinge met mekaar uit te sorteer. Die derde ding, daar was 'n paar mense wat hierdie groot openbaring, en ek wil amper sê herlewing beleef het, in die gawes van die Gees, en baie van hulle het bietjie meer publieke gawes gekry, soos om tale te praat, of om iemand te genees, of so, en daar het 'n ding ontstaan in die gemeente, dat daar is wat ons noem hoërgraad gawes van die Gees, en laergraad gawes van die Gees. Jy kan later agterkom, Paulus challenge hulle, want hy sê, moenie almal in tale praat as julle by mekaar kom nie. Dis asof hy vir hulle sê, julle groep wat nou die taal ontvang het, julle dink julle is so special, julle wil die hele tyd praat. Maar hierdie wat die ander gawes van profesie ontvang het,
Ons weet nie eintlik of hulle dit by die Here hoor en of hulle dit self uitdink nie. En daar was 'n bekleierery en 'n stuk jaloesie onder mekaar van, het jy nou gehoor, Susan kan nou nog nie in tale praat nie, so, sê ons gaan vir haar bid. Dis mos soos kinderwerk, Christens kinderwerk mos so, het jy gehoor van hulle, kom ons bid tog vir hulle. En hier was striwelinge onder wie nou die beste gawe en wie's nou die belangrikste, en dan 'n ander ding, was hulle nagmaalfeeste. Hulle het nou nie die gewone ou broodjie en sappie gedoen nie, en net om te sê, in hierdie gemeente is daar 'n fees op pad, die 6de September, gaan ons buite die kerk skaap eet, wat gespit gaan word. So, hou so lank daai datum oop. Dis wat ons noem 'n nagmaalfees. Al moet ten minste iets van 'n bietjie olie op die bek wees na so 'n fees. En wat gebeur by hierdie feeste, was dat die rykes gekom het met hulle hoeliesakke en die armes het ou kosblikkies met harde breinbrood en peanut butter gehad. Ja, gaan hulle honger huis toe en dan sê Paulus, hierdie klomp rykes het so te kere gegaan, hulle gaan dronk huis toe. Lekker kerk daai, né? Laaste spanningkie wat tussen mekaar ontstaan het is hierdie groepering mense wat die Grieke het geglo, wel ons is nou vry in Christus, so ek het my hele lewe lank by die man vleis gekoop wat dit aan afgode offer. Ek is nou vry in Christus, dit het nie meer 'n houvas op my nie, so ek gaan by my slaghuis koop. Jode aan die ander kant het geglo, daar's nie 'n manier dat ons vleis eet wat aan 'n afgod geoffer is nie. Ons eet net halal, of wat ook al jy dit wil noem. Nou kan jy sien, hierdie ouens begin nou bietjie met mekaar spanning beleef. Nou braai hulle nie meer saam nie. Nou kom Frik, en hy kom kuier by Koos, maar hy bring sy afgodsvleis, en hy sit dit neer en sê, ek's vry. En al die kinders gaan kruip weg, want hulle weet, hier kom moeilikheid, pappa en Frik gaan nou mekaar beet kry. Hier is hierdie ongelooflike tension in die gemeente, en spanning in verhoudings, en as 'n ou gou mooi kyk, dan sien jy, al hierdie goed het een ding in gemeen. En dis die ding wat Paulus sommer al in die eerste hoofstuk van 1 Korintiërs wil aanspreek. En dis die ding, al hierdie verhoudingsspanning in 10 teen 1 in my en jou lewe ook. Hier is nie net argaïs van toepassing nie, dis vir vandag, is hierdie ding, is dat ek kyk na myself. Ek is belangrik. Ek moet uitstaan. Wat van my? Ek sien myself as beter as ander. Nou, ons weet, dis mos nie reg, ons mag nie dit doen nie, maar soms kom dit ook uit van, dankie tog, ons is net nie daai mense nie. En hier kom Paulus, en voordat hy begin raas en skree, sê hy, hier is die een ding, wat in die middel staan, die wortel van al hierdie goed, is die feit, dat julle mis, dat julle dienaars moet wees. Nou, dis 'n moeilike konsep, want onthou nou die slawe het vir 'n groot deel van hulle lewe gedien. Hulle kon niks doen as die meester dit nie goedkeur nie. Hulle was vasgehou, hulle was die laagste van die laag, hulle kon nie eiendom koop nie, hulle kon nie 'n besigheid bestuur nie, hulle was vasgebind aan hierdie eienaar, en nou is hulle losgelaat. So nou voel die ouens hierdie ding van my magtig, ek was nou die hele tyd onderdruk, en nou kan ek uiteindelik bietjie uitstaan, en my koninkryk bou, en dat mense my raak sien, en ek is tog special. Paulus sê dit dan, ek is 'n heilige. Hierdie ouens het dit so 'n bietjie ver gevat, want hierdie, ek is beter as ander, het definitiewe implikasies gehad op die verhoudinge in die gemeente.
Ek wil jou nooi om jou Bybel saam met my oop te maak in 1 Korintiërs hoofstuk 1, waar Paulus hierdie ding uitsort. So mooi, Paulus kom nie en sê, ouens, hou op, stop dit, moenie jouself beter ag as ander nie. Hy sê ook nie probeer harder om jouself te verlaag en jouself ondergeskik aan anders te sien nie. Nee, hy kom en wat hy doen is, hy bring die boodskap van die kruis na hierdie mense toe. Hy sê, kom ons praat nog nie eers oor verhoudingsspanning en seer en pyne nie. Kom ons praat net vereers oor die kruis. En dan in hoofstuk 1 vers 18 sê hy die volgende, hy sê, die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan. Maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Want daar staan geskrywe, ek sal die wysheid van die wyses tot niet maak en die insig van die verstandiges verwerp. Wat Paulus sê is, die kruis is vir sommiges dwaasheid en vir ander is dit die krag, die wysheid van lewe. So hy praat van wêreldse wysheid, maar ook wêreldse dwaasheid. En dan praat hy oor goddelike wysheid en dit wat in God se wêreld dwaas is. En hy vergelyk hierdie goed met mekaar. Op daai stadium het die Korinte wêreldse wysheid aangeneem. Hulle was gered, nuwe bekerings, nuwe skepsels, dink nog soos die wêreld. Wat was wêreldse wysheid en wat is wêreldse wysheid soms steeds vandag? Dis hierdie ding. Look after number 1. Jy is verantwoordelik vir jouself, jy moet uitstaan, jy moet die leer klim, jy moet bo uitkom, jy moet special wees, jy moet meer like sê, you must be the ideal person. Ongelukkig in die kerk het hierdie klomp ouens daai wêreldse denkwyse gevat na die plek toe, waar hulle self soms superior gesien het. Hulle wou iets wees in die kerk. Hulle wou iemand special gewees het. Ek het nou hierdie gawe. Almal moet nou vir my hande klap en almal moet kyk hoe special ek is. En as iemand anders nou in my pad staan om special te wees, dan gaan ek hulle vertrap en dan gaan vir hulle uitsorteer. Hulle moenie kom in met hulle voetjies op my wit matte speel nie. Los my uit, ek is hier en ek wil vorentoe gaan. Dit was wêreldse wysheid, in vandag se lewe nog. Make a name for yourself. Gaan vorentoe. Niemand gaan dit vir jou doen nie, jy moet dit self doen. Fight your way to the top. En daai konsep was dan nou wêreldse dwaasheid is, sien jouself as ondergeskik teenoor ander. Gaan op jou knieë en dien ander. Verneder jouself en gebruik dit wat die Here vir jou gegee het om ander in liefde te dien. Moenie vir jouself 'n naam probeer maak of jou eie aansien en jou eie sukses probeer jaag nie. Wees 'n medewerker in die koninkryk van God. Vir die Korinte was hierdie boodskap absoluut absurd geweest. Daar's geen manier nie. Hoekom sal ek wat nou my lewe afgesloof het vir soveel jare, nou maar net weer op 'n punt kom waar ek weer moet my lewe neerbuig en laag wees en weer dien? Daar's nie 'n kans nie. Paulus kom en hy sê, dit wat julle sien as dwaas,
sien God as wysheid. Hy gaan verder in vers 23 en hy sê, ons egter verkondig 'n gekruisigde Jesus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok en vir die nie-Jode 'n dwaasheid. Met ander woorde, die Jode is nog vandag besig om te stoei of Jesus werklik die Messias was, en op daai stadium het die Jode hom nie aanvaar as Messias nie. So Jesus, wat gekruisig is, pas nie in die verwysing van wat hulle verwag het die Messias sou wees nie. En die nie-Jode kyk na 'n man aan 'n kruis wat sterf soos 'n moordenaar, en daar is geen manier dat die Grieke hulle self kan vereenselwig met hierdie man wat aan 'n kruis hang nie. Met Caesar kan hulle self vereenselwig, met die hoëpriesters, maar Jesus aan 'n kruis. Paulus sê, Jode, hierdie Jesus is 'n struikelblok, vir die nie-Jode voel dit soos dwaasheid. En dan sê hy, maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, hoorie, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat is die boodskap van die kruis? Sien, ons het nie 'n koning wat toe hy aarde toe gekom het, met 'n skare opgedaag het, met trompet geskaal, met engele wat hom afbring, wat verkondig, hier is hy nou. Nee, ons het 'n koning wat homself leeg gemaak het, sê Filippense 2, van sy godheid, wat homself verneder het, om mens te word, 'n baba te wees in 'n stal, om verag te word deur sy eie mense, om deur die godsdienstiges gejag te word vir sy lewe, en die ou einde van die dag te sterf aan 'n kruis, wat die simbool van 'n vloek is. Hoekom? Hoekom? Jesus wat homself verneder en die hart van 'n dienskneg aanneem, wat homself gee tot op die kruis, is die kommunikasie en die opsomming van die diepte, die breedte, die wyte, die lengte van die Vader se liefde vir ons. Dat God die Vader ons so lief het, dat hy bereid was om sy seun, wat God is, te laat sterf aan 'n nederige kruis. Dis 'n kommunikasie van, dis hoe lief ek jou het. Dis hoe graag ek wil hê, jy moet deel in my liefde. Julle wat slawe was, wat almal weggegooi het, julle wat elendig was, die laagste van die laag was, het ek my seun voorgestuur. Julle wat vyande van God was, julle wat my nie wou gehad het nie, het ek my seun gestuur om te kommunikeer hoe lief ek elke mens het en hoe waardevol elke mens is vir God. En hy stuur sy seun. Dis die boodskap van die kruis, wat vir die Jode 'n struikelblok is, en selfs vir die Grieke 'n struikelblok is, en vir die Korinte 'n struikelblok is, en vandag vir duisende mense nog steeds 'n struikelblok bly. Vers 26 gaan Paulus aan, hy sê, en hier is vir my eintlik so interessant, hoe meer ek Paulus se skrywe lees en bietjie bestudeer, kom 'n ou agter, hy was maar 'n interessante pastoor. Hy het hierdie oomblikke gehad van 'n verskriklike sagte hart. En dan het hy hierdie oomblikke waar hy verskriklik ferm is. En soms bietjie sarkasties met die mense. En hier kom nou een van daai
moments waar hy julle help om net gou te verstaan, hierdie goed wat julle beleef in die gemeente. Kom ek sê vir julle, dis as gevolg van hierdie gemors. Hier is die wortel en hy sê vers 26, broers, slaan ag op julle roeping. En dan, menslik gesproke, is daar onder julle nie baie wyses nie. Nie baie invloedrykes nie. Nie mense van adelike afkoms nie. Wat Paulus vir hierdie klomp Christene sê, wat nou skielik 'n houding het, sê hy, onthou net gou, julle was slawe. Jy kom nie uit 'n special familie uit nie. Jy kom nie met weelde aan nie, jy was 'n slaaf. Maar die wêreldse wysheid het jou kop beet gekry en dan sê hy die volgende, hy sê, maar die dwaashede van die wêreld het God uitgekies om die wyses te beskaam. Hy sê hierdie mense wat julle so, hierdie filosowe waarna julle luister om sukses te behaal, hy sê God het die dwaashede van die wêreld gebruik om hierdie wyses te beskaam. En hy sê en die swakhede van die wêreld het God uitgekies om die sterkes te beskaam en die onbelangrike en veragtelike dinge van die wêreld het God uitgekies. Hoor mooi, dit wat niks is, om wel dit wat iets was tot niet te maak. En hier kom hy nou, sodat geen mens iets het waarop hy hom voor God kan beroem nie. Dis die implikasie van die kruis. En dan, hy gaan aan, hy sê, kom ek verduidelik net 'n bietjie vir julle. Julle is slawe gewees. Julle was vyande van God. Julle het hom bespot. Dalk was van julle deel van die kruisiging en nou wil julle 'n spesiale plekkie hê. Wil uitstaan bo die res, wil reg wees, terwyl almal verkeerd is. Hy sê, kom ek herinner julle net gou. Wait, waar kom jy vandaan? Hy sê, en daai besefenis van ek verdien glad nie dat Jesus vir my sou sterf aan 'n kruis nie. Inteendeel, ek verdien die teenoorgestelde. As daai ding nie sak in ons harte nie, is menseverhoudings, amper wil ek sê, onmoontlik. As ons nie besef dat hierdie prys wat God betaal het, het hy nie betaal vir ons special klomp nie. Hy het sy seun gegee vir moordenaars, vir sondaars, vir die wat die laagste is, en daarmee sê ek nou nie vandag, jy moet nou weer uitstap en sê, wel, my pastoor sê, ek is 'n loser nie. Nee, ek hoop jy hoor vandag die diepte van God se liefde en die diepte van die evangelie en die uitspattige genade van God vir mense, soos ek en jy, wat slawe was. Hy sê nou in Christus is almal gelyk. Op 'n stadium skryf hy sê, ek dink is in Efesiërs, hy sê daar is dan nou nie meer ryk arm, Jood Griek, man vrou. Hy sê ons almal staan voor Christus gelyk met niks om voor hom onsself mee te beroem nie. Ons het niks. En hy gaan aan, hy sê deur hom is julle in Christus Jesus. Hier praat hy nog steeds met hierdie klomp mense. Hy sê, wat vir ons die wysheid geword het wat van God afkom. En dan sê hy, hier kom dit. Hierdie Jesus wat sy lewe neergelê het, wat homself verneder het dit gedoen vir die volgende uitkoms. Regverdiging, sowel as heiliging en bevryding van dood, van sonde. Daarom
skryf Paulus, staan daar geskrywe, wie hom op iets wil beroem, moet hom beroem op die Here. Sien, as ons nie eers verstaan dat Jesus sy lewe neergelê het, nie omdat ons grand en oulik was nie, maar omdat dit was nodig, sodat ons waarde ontdek, ons identiteit ontdek, ons redding ontvang. Hy praat van regverdiging ontvang, heiligheid ontvang, bevryding ontvang. En as ek daarna kyk, besef ek, hierdie is absurd. Dat ek soveel genade, soveel liefde van my Vader ontvang het. Wie is ek om myself te beroem in enige iets of enige iemand anders as hy nie? Wie is ek? En is asof Paulus hulle nou op daai volgende tree wil neem en sê, as julle dan soveel genade en soveel liefde van julle Vader ontvang het, die volle pakkie, as jy kyk na die kruis, dan beleef jy hoe diep sy liefde vir jou is. Dis asof hy sê, nou dat jy dit sien, wie is jy om dit nie aan te gee na die persoon langs jou toe nie? Jy wat die volle gawe van sy liefde beleef het. Ons het dit ontvang. Maar nou is die uitdaging, hoe gee ons daai liefde wat God vir my het, vir iemand anders? Worship-span kan my join en ons almal ken hierdie hoofstukkie, hoofstuk 13 van die boek. Ons preek om lekker op troues. Praat baie oor die liefde. Maar ek wil hê jy moet vandag hierdie stukkie wat ek gaan lees uit 1 Korintiërs 13, wil ek hê jy moet gou die bril aansit. Nie dat dit die liefde is, hoe ons mekaar en ons man en vrou en ons broer en suster, maar sit gou die bril aan. Dit is die liefde wat God vir my en jou het. Hy beskryf sy liefde vir my en jou. Hoofstuk 13 vers 4, hy sê liefde, God se liefde vir jou, bly geduldig. God is geduldig met jou. Sy liefde gee om. Hy gee om. Hy sê sy liefde is nie jaloers nie. We don't serve an insecure God. Hy is nie besig om jou te probeer uitvang op elke klein dingetjie om te kyk of jy nog jou lewe aan hom wil gee nie. Nee, he's not insecure. Hy sê die liefde spog nie. God kom nie by jou en forceer sy heerlikheid en sy majesteit op jou af nie. Hy wil hê jy moet dit ontdek. Hy spog nie oor homself asof hy 'n selfverwaande persoon is wat onseker voel oor homself. Nee, hy's nie jaloers nie. Hy spog nie. Hy's nie verwaand nie. En dan sê hy, maar liefde tree nie onbehoorlik op nie. Liefde jaag nie eie belang na nie. Ons het dit gesien aan die kruis. Liefde, God se liefde, is nie lig geraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie. Dis nie bly oor onreg nie. God is ongelukkig as ek en jy onreg beleef in ons lewe. Hy sê maar liefde is saam bly oor die waarheid. En dan hierdie mooiste deel, hy sê hierdie liefde van God bedek alles.
jou skuld, jou skaamte, alles wat jy hoop niemand weet nie. Hierdie liefde bedek alles. Dit glo alles. Met ander woorde, there's no suspicion. God is nie besig om eintlik te kyk of jy hom beïndruk nie. Hy glo reeds. Jy is in sy seun, hy kyk na jou deur sy seun. Dit hoop alles. En dan seker die moeilikste een, maar die mees vrymakende waarheid van God se liefde is God se liefde verduur alles. Dis daarom special. As jy sien hoe die Vader jou liefhet. En hier is die ding. Ons word uitgedaag om mekaar so lief te hê, maar dis nie Paulus wat kom en sê, ouens, kom nou, kom by. Nee, wat hy doen is, hy sê, julle het reeds hierdie liefde ontvang. Hierdie liefde. Die liefde wat geduldig is, die liefde wat omgee, die liefde wat alles glo en bedek en hoop het en alles verduur. Julle het sy liefde. Dis nie iets wat jy hoef te gaan soek iewers nie. Dis nie iets wat jy kan mis as jy in hom is nie. Hy het sy gees, toe jy die dag in Christus glo, het hy die volheid van sy liefde in jou hart uitgestort. It's there. Maak nie saak hoe jou lewe uitgespeel het en die gesin waarin jy groot geword het en jou herkoms en dalk sê vandag, maar ek het nog nooit hierdie liefde op aarde beleef nie. Hoe kan ek dit van God af beleef? Hier is die wonderlike waarheid, is dat juis wanneer jy nie hierdie liefde op aarde beleef het nie, en jy beleef dat God die Vader jou so lief het, is daar 'n baie groter waardering daarvan voor, as dalk iemand wat so dit al beleef het. Glo vir my, God die Vader wil hierdie liefde in jou hart uitstort. Dat jy weet, dat jy weet, dat jy weet dat hy jou lief het. En dan sê Paulus, dit is die fondasie van ons verhoudings. Dis hoe ons na mekaar kyk. Ons lê onsself neer vir mekaar. Ons verneder onsself. Ons kom en ons dien mekaar in liefde. Dis asof Paulus sê, stop looking after number one. Look at the one. Kom ons bid. Here, wat 'n voorreg om vandag net weer na die kruis te kan kyk en net te besef, Here, hoe lief U ons het. Here, my begeerte vandag, my gebed vir elkeen van ons, is dat soos wat ons na die kruis vandag kyk, ons weer opnuut herinner sal word deur U Gees, dat U ons so lief het. Here, my gebed is dat elkeen van ons hierdie liefde ontvang soos 'n borrelende fontein in ons harte. Here, dat hierdie liefde wat U reeds vir ons gegee het, in aksie oor sal gaan, Here. Here, dat ons mekaar sal lief hê, soos wat U ons lief gehad het. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Amen. Wil jou nooi om saam met ons te staan en ons gaan afsluit met
met 'n lied, en hierdie lied wil ek jou sommer net nooi. Jy vandag net jou hart oopmaak en sê, Here, laat u liefde kom en 'n borrelende fontein in my hart word nie.